Goeiemôre. Ek weet, typies by Alwelwes, is daar nog so 5 minute wat mense gaan aankom. Maar ons gaan so lank 'n bietjie sing. Ons begin vandag die groot lydingsweek. Ons gaan later nog weer ook 'n paar woorde daaroor sê. Maar julle sal agterkom dat die liedere ook hierdie tema volg. So ons het so 'n hele klompie voorsangliedere vanmôre. So kom ons geniet dit, maar kom ons let op die woorde wat ons sing volgende. Baie dankie.
gewag op my, om na hy te kom, self bekleed met oormenslikheid. Het nie gewag op my, om hy te roep na hy, maar hy roep my op my naam, kom na my, vir ewig is ek dankbaar, o Heer, dankbaar vir die kruis, Heer, wat hy dra, vir ewig is ek dankbaar, o Heer, want hy soek my vooruit afgeval. Die het nie gewag op my, om na hy te kom, maar hy self gekleed met boemenslikheid. Die het nie gewag op my, om my te roep na hy, maar hy roep my op my naam, kom na my, vir ewig is ek dankbaar, o Heer, dankbaar vir die kruis, Heer, wat hy dra, vir ewig is ek dankbaar, o Heer, want hy soek my vooruit afgeval, want hy soek my vooruit afgeval. Die volgende een is regtig 'n leidingslied wat ook uit die kontemporêre dele uitkom. Dis 'n lied wat in Afrikaans vertaal is, julle mag dit herken, maar ek dink nie ons het hom al gesing nie, maar kom ons probeer. Let asseblief op die woorde, dit is regtig baie mooi. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde weet, is dit werd o Heer om u te ken. Meer as silwer, meer as geld, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat u betaal het. Aan 'n kruis, in 'n graf van steen, u leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, God is met ons, u dra die straf, en dink aan ons, meer as ooit, meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde weet, is dit werd o Heer om u te ken. Meer as silwer, meer as geld, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat u betaal het, Heer. Aan 'n kruis, in 'n
verworpen en alleen, Immanuel, U is God met ons. U dra die straf, en dink aan ons, meer as ooit. U dra die straf, en dink aan ons, meer as ooit. Kom verander my hart, O Heer, kom vul my met U Gees, kom en snoei wat dit nodig is, om heilig te kan wees. Maak my oop en wys my hoe, U vol in my kan word, dat ek heilig kan staan voor U troon. Maak my skoon, kom en reinig my, was my witter as sneeuw, dat die Gees in my kan woon. Maak my skoon, kom en reinig my, dat ek heilig kan staan voor U troon. Kom verander my denke, Heer, kom maak my splinternuut. Skyn die lig wat dit nodig is, kom heilig weer my leed. Maak my hart op en wys my hoe U vol daarin kan woon, dat ek heilig kan staan voor U troon. Maak my skoon, kom en reinig my, was my witter as sneeuw, dat die Gees in my kan woon. Maak my skoon, kom en reinig my, dat ek heilig kan staan voor U troon. Maak my skoon, kom en reinig my, was my witter as sneeuw, dat die Gees in my kan woon. Maak my skoon, kom en reinig my, dat ek heilig kan staan, heilig kan staan, heilig kan staan voor U troon. Asai. Goeiemôre almal. Nou dat ons by. Heel eerste sal julle sien, hier is nou 'n bietjie ander tegnologie. Onthou nou gou, ons het in 1 week al 2 ons projektors verloor. So ons het 'n leenprojektor en 'n leen TV. So dit is nou maar waarmee ons nou vandag opgeskeep gaan wees of vir 'n week of wat, en dan hoop ons nou maar die versekering help vir ons. En dan kyk ons nou maar hoe die ding vooruitloop. Maar kom praat asseblief maar met my by die koffiedrinkery na die tyd asseblief. Ons dink maar daaraan om maar eerder die TV weg te volg vir die toekoms. Wel 'n bietjie groter as die ene. Dit lyk vir my is in elk geval meer koste-effektief teenoor die projektors, en hulle het nie gloeilampe en moederborde, hulle het ook seker sulke knaks goed as Jannie, maar ek weet nie wat als kan opgaan. Dan wil ek heel eers begin deur baie dankie te sê weer eens vir ons vroue wat so hard gewerk het gister om vir ons manne en selfs ons manne met ons plus ones, party was vriende, party was sommer ook ons wederhelftes, te kon die manne ontbyt saam met Hein Wagner te kon ervaar. Dit was regtig baie lekker. Ek dink ons is almal geïnspireerd, baie opgewonde oor die boodskap, maar ons het ook baie lekker saam gekuier, so
ons vroue wat hard gewerk het, aan julle almal baie, baie dankie. Dan hoop ek het julle westerligte of afkondigings in die hand. Net so 'n paar goedjies wat ek wil uitlig asseblief. Heel eerste, soos ek nou gesê het, ons begin mos met die groot lydensweek nou vandag. So ons het nie Vrydag diensie, ons het donderdag aand 7 uur nagmaal hier in die kerk. So op die voetspoor van Jesus. Hulle loop ons nou in die week so deur die tekste. Ons gaan lees daai gedeeltes en donderdag aand gaan ons dan nou ons nagmaal geleentheid hier hê. 7 uur in die kerk, en dan Sondag het ons dan ons opstanningsdiens, heerlik. So ek wil so lank al vir julle sê, in terme van opstanningssondag, ons gaan weer helder aantrek, maar dan gaan ons ook elkeen vir ons ergens 'n blommetjie kry wat ons kan bring, want ons gaan 'n kruis hier voor hê, waar ons die blommetjies lekker gaan indruk, in ons eie rangskikking maak, lekker kleurvol, lekker opgewonde, ook oor Sondag dan, maar weer daaroor donderdag aand, so ek herinner my net so lank daaraan. Agter op die afkondiging sal julle ons getuienisbediening iets van die sokkie projek sien. Dit gaan oor, in die eerste plek, oor sokkie, serpe en misse, wat die tannies en almal vir ons begin brei, wat ons nou wintertyd wat nare kom gaan uitdeel. Daar is ook 'n sokkiekos of kossokkies of wat ook al hoe dit nou wil sê, ons sal later meer daaroor praat, maar julle kan meer daaroor lees en voorbereiding so lank doen, en die van julle wat kan hekel en brei, julle moet asseblief julle ding doen. Dan gou vir my die volgende ene gooi asseblief. Onthou ons resepteboek. Ons kort nog 'n paar, ons het al ver gevorder. Bia het gesê ons het 'n bietjie gevra, is baie besig, ons het 'n bietjie meer tyd nodig. Dit gaan oor resepte vir jou ma of jou oupa of jou ouma of wie ook al, of dit nou 'n braai resep het of dit nou lekker koek is, wat 'n resep ook al. Resep is geen net 'n resep. As jy 'n storie kan byskryf by die resep, dan sal ons dit graag ook wil hoor. Maar julle sal sien daai selfde prentjie is hier binnekant, so julle kan vir Bia kontak by haar WhatsApp nommer of sommer 'n e-pos dan nou stuur met die goeders by. Rian, jy moet maar so lank na vore toe kom, want hierdie Sondag gaan ons ook so 'n bietjie terugvoer gee, soos gebruiklik oor ons finansies, maar voor dit net so ietsie gou-gou 'n lusmakertjie vir einde Mei maand. Goeiemôre gemeente, dis vanoggend vir my lekker om hier voor julle te staan en ek wil vir julle so 'n bietjie terugvoer gee oor die finansies van die afgelope jaar. En ek wil begin met die afgelope finansiële jaar en dit het geëindig einde Februarie. En dit is vir my lekker om vanoggend vir julle te sê dat toe ons begin het hierdie jaar of verlede jaar het ons gesit met 'n R40,000 tekort. En aan die einde van die finansiële jaar het ons so 'n surplus gehad van R23,000. En daar is basies 3 silo's wat ons altyd kyk na die gemeente. Dis die maandelikse dankoffers en dan die kollektes. Dit is een groep inkomste wat ons het. En dan het ons al hierdie fondsinsamelingsprojekte wat die vroue so lekker vir ons dryf. En dan die ander een is ons huurinkomste. So die beginsels wat ons altyd het is die maandelikse inkomste, die dankoffers en die kollektes, gebruik ons eintlik vir ons gemeente. En vir al die Christelike aktiwiteite wat daarmee saamgaan. Die afgelope jaar was daai inkomste konstant gewees. So dit was nie 'n verhoging nie. En die ander 2 silo's wat ons gehad het, was die fondsinsamelingsprojekte deur die vroue. Daar het ons omtrent so R23,000 meer gehad.
En dan met die huurinkomste wat ons altyd gebruik is, ons kyk na die eiendomme daarvoor. En die eiendomme is soos ons kerk, is ons saal, en die saal word gebruik ons eintlik vir die inkomstes vir al hierdie projekte. So as ons nie kyk na ons eiendomme nie, dan gaan ons nog 'n uitdaging daarmee hê, maar ons is in 'n baie bevoordeelde posisie dat ons mooi kyk na ons eiendomme met die huur wat inkom. Maar een punt wat ek ook wil baie dankie voor sê is die spesiale dankoffer. Dit het ook 'n groot bydrae gehad. Ons het aanvanklik R185.000 voor begroot en ons het R220.000 gekry. So baie dankie vir daai bydrae. En dit het alles bygedra dat ons met 'n surplus gesit het van R23.000. Maar dan begin ons nuwe finansiële jaar. Dit begin by die 1 Maart en dan hardloop dit tot die einde van Februarie volgende jaar. En op hierdie stadium het ons 'n bietjie van 'n uitdaging. Ons het deur al die somme gegaan, ons het koppe bymekaar gesit, ons kyk hoe ons dit hanteer. Maar jy sit ook met inflasionêre kostes, jou operasionele kostes gaan op. En dis ook hoekom ek vanoggend hier staan. As ons weer kyk na die 3 silo's, dit is die dankoffers en kollektes, dan is dit die fondsinsamelingsprojekte en die huur. Die huur het ons omtrent so met 6% verhoog, dis kontraktueel, en dan die fondsinsamelingsprojekte is omtrent so met 10% op, sodat want ons dink ons kan met die ekstra projekte wat ons het en ook met die ekstra omset kan ons meer maak. Ons het hierdie afgelope jaar eintlik baie goed gedoen met die fondsinsamelingsprojekte. Maar vanoggend, ons as gemeente saam, wil ons ook graag vra dat ons saam as gemeente ook kyk na ons maandelikse dankoffers. Ons het so gewerk tussen 5 en 10% verhoging op maandelikse dankoffers, en dit sal vir my lekker wees as ons almal kan saam staan en ook bydra daartoe kan maak. Ons het egter 'n tendens gesien dat daar party van die huise is wat nie bydra nie. Dit sal lekker wees as elkeen kan bydra. So, ons het 'n goeie afgelope jaar gehad, en dan het ek vanoggend as Vinkom ook 'n vraag. Kom ons staan saam as 'n gemeente en ons fokus ook op ons dankoffers vir die nuwe finansiële jaar. As daar enige vrae is, ek is naaityd by Kruiskoffie. Ons het klomp inligting omtrent watter silo bring watter inkomste in. Ons het ook voorgelê in die kerkraad, daar's klomp somme gemaak. En as jy wil betrokke raak by Vinkom, kom deel julle talente met ons. Ons het altyd mense nodig by Vinkom ook. Dankie. Baie dankie Rian. Weet julle, kyk, dis baie ure wat in ons finansies en goede gaan, terwyl ons res met die bediening kan aangaan, en planne kan maak en saamwerk. En ons is 'n gemeente wat nog altyd mooi saamgestaan het en gewerk het. En mag die Here ons ook die wysheid gee en vir Jan hulle en die finansouens. So dit bring vir my dan ook het, julle sou sien, ons het 'n nuwe diaken ook gekies, Heinrich Boomkar, en hy gaan ook daar by die finansouens aansluit. En Rian gaan ook met hom 'n lekker pad stap in die finanskommissie. Vriende, na al die afkondigings, kom ons sit net so, en dan word ons stil, en dan begin ons sommer net ons gedagtes rig op die God in wie se naam ons by mekaar is. Nabe aan ons
twee of meer, en in al verkeer, is U naby aan ons Here. Ek nader tot U, Here. Ek nader tot U, Here. Iedere keer wil U by my wees. Ek nader tot U, Here. U is naby aan ons Here. Ons nader tot U, Here. In Markus 10 vers 45 staan daar, want ook die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Markus 10 vers 45. Vanoggend vra ek net sommer net, glo jy dit regtig met jou hele hart? Is dit hoekom ons hier is? En as dit is hoekom jy vanmôre hier is, luister net gou weer. Vanoggend kyk na die prentjie en luister na die woorde van daai rympie wat ons mekaar leer, wat ons gereeld opsê, sodat ek ook 'n antwoord kan hê as iemand vir my vra, so waaraan glo jy? Dan kan ek vir hom sê, weet jy, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Maar ek glo ook in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Maar onthou, hy is ontvang van die Heilige Gees. Hy is op 'n wonderlike manier gebore uit 'n maagd, Maria. Maar hy het nie net op 'n wonderlike manier aarde toe gekom nie. Hy het ook gelei onder Pontius Pilatus en hulle het hom gekruisig. Hy het gesterf en hy is begrawe en ons het hom ter helle neer, en hy ter helle neergedaal. Maar weer eens was dit nie die einde van die storie nie. Hy het ook opgestaan op die 3de dag uit die dode uit. En toe hy opgestaan het, het hy opgevaar na die hemel en daar sit hy nou aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. En is van daar wat hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Maar ek glo, en ons glo ook in die Heilige Gees. Ons glo ook aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. En in die gemeenskap van gelowiges. En ons glo ook in die vergewing van sondes. En omdat ons sondes vergewe word, is ook in die opstanding van die vlees. En in die ewige lewe. Amen. 1 Korintiërs 13 skryf Paulus, nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ken. En al ken ek nie alles ten volle nie, weet ek wel nou, ons is hier saam in die teenwoordigheid van die Almagtige God, die ene wie ons glo. En dit is juis hy wat vanmôre vir jou wil kom groet en vir jou sê, genade en vrede vir julle van God, die getroue, en van Jesus Christus, die verhoogde, en die Heilige Gees wat ons aan Christus bind. Amen. En daarom, gelowiges, kan ons opstaan en 'n lied sing. Ek is nie seker of ons hom al sê, maar dit is so ou lied wat ons al so lank al ken. Hy is Heer, hy is oorwinnaar oor die dood en hy is Heer. Kom ons staan en ons sing ook die woorde van dit wat ons glo.
Heer, hy is Heer. Hy is oorwinnaar oor die dood en hy is Heer. Elke knie sal buig, elke mens erken, hy is Hy regeer van die regterhand van God, want hy is Heer. Elke knie sal buig, elke mens erken, hy is regeer. Hy kom weer, op die wolke om te oordeel, hy is Heer. Elke knie sal buig, elke mens erken, hy is kom weer. As jy julle ken mos die prentjie, waar is ons kinders? Om Wouter is reed vir julle. Ek wil hê ons moet gou vir 'n oombliekie oor maatjies dink. Kry gou so in jou kop en dink jy gou 'n bietjie oor maatjies. Oor maatjies. Om 'n maatjie te hê is nogal wow. Nie almal het maatjies nie. Ek is baie bly dat julle maatjies is. Party kinders is alleen want hulle het nie maatjies nie. So om 'n maatjie te hê is eintlik nou nogal baie wow. Maar om 'n goeie maatjie te hê, dis nog meer wow. Alle maatjies is nie altyd goed nie. So om 'n goeie maatjie te hê, dis regtig baie wow. Imagine jy het 'n maatjie wat jy weet wat verskriklik lief is vir jou. Regtig baie omgee vir jou. Hy's altyd daar vir jou. Hy kyk uit vir jou. Hy help jou as jy in die moeilikheid is. Of wat se probleme jy ook al is, hy kyk uit vir jou. Hy raak nie kwaad as jy vir hom kwaad raak nie, dan raak hy nie terug kwaad nie. En as jy lelik is met hom, dan is hy nie terug lelik met jou nie. Dit is 'n besonderse maatjie. En as jy so 'n maatjie het, dan wil jy ook so wees. Jy wil ook 'n maatjie wees wat regtig lief is vir jou maatjie. Jy wil ook 'n maatjie wees wat regtig omgee vir hom, wat uitkyk vir hom. Jy wil ook 'n maatjie wees wat nie kwaad raak, terug kwaad raak as jou maatjie vir jou kwaad word nie. En jy wil ook 'n maatjie wees wat nie jou maatjie seermaak wanneer hulle jou seermaak nie. En as jy so 'n wow maatjie het, dan wil jy vir almal van jou maatjie vertel. Jy wil vir sê, kyk hierdie wow maatjie wat jy het. Hy beklei nie terug as ek met hom beklei nie. Hy maak my nie seer as ek hom seer maak nie. Hy's altyd daar vir my. Hy kyk altyd uit vir my. Hy help my as ek in die moeilikheid is. Maar die probleem is, dis mos nie eintlik regtig waar nie. As ek en jy nou moet eerlik wees, dan is dit mos nie regtig waar nie, want as dit waar was, dan het ons mos die heeltyd van die ander maatjies gaan vertel van ons beste maatjie wat ons het. En dis Jesus.
Maar ek weet nie, ek kry die idee dat ons baie keer selfsugtig is oor ons maatjie Jesus. Hy is so wow. Hy's altyd daar vir my. Hy kyk altyd so uit vir my. As ek in die moeilikheid is, kan ek altyd na hom toe gaan. Hy luister altyd vir my. Hy raak nie terug kwaad as ek vir hom kwaad raak nie. Hy maak my nie terug seer as ek hom seer maak nie. Maar as ons so vir onsself selfsugtig is oor ons maatjie, ons wil hom net vir onsself hou. Kyk hierso, julle ken mos hierdie Bybelverhaal, julle onthou hom mos. Onthou julle? Sien julle daar's Jesus op die donkie? Kan julle sien? Ja. Sien julle daar's Jesus op die donkie? Ja. Jy's reg. Ja. Daar's Jesus op die donkie. Onthou julle hierdie Bybelverhaal? So Jesus is nou op pad Jerusalem toe. Hy's nou al baie naby aan sy dood, is baie naby aan die einde van sy lewe hier op die aarde. Nou sy op pad daar na Jerusalem toe. En nou lees ons, ek gaan vir julle daar lees, kyk wat staan hierso staan. Toe Jesus Jerusalem binne ry, het dit geklink of die hele stad skreeu. Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ander het geskreeu, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Die godsdienstleiers was nie baie gelukkig nie. Sien julle, het hulle vir mekaar gesê, die hele wêreld volg hom nou. Hulle het veral kwaad geword as die mense skreeu, geseënd is die koning wat in die naam van die Here kom. Laat hulle ophou om jou so te noem, het hulle vir Jesus gesê. Maar luister nou mooi, wat sê Jesus vir hulle? Hy het na hulle gekyk en gesê, as ek dit doen, sal die klippe van Jerusalem uitroep. Julle kan hulle nie laat ophou nie. Jesus het gesê, as julle dit doen, sal die klippe uitroep. Julle kan hulle nie stil maak nie. Ek weet nie. Kan 'n klip roep? Jesus kan dit doen, né? Jesus kan 'n klip laat skree. Jesus kan 'n klip laat praat, maar anders is 'n klip maar stom, né? Klip kan nie praat nie. Hy's hard. Mens kan hom gebruik vir allerlei goed, maar praat is nie een van hulle nie, né? Behalwe God. Maar weet julle wat? Jesus wil eintlik sê, sjoe julle, elke slag as julle 'n klip sien, elke slag as jy verby 'n klip stap, dan moet jy onthou, daai klip is stom. En ek en jy kan nie stom wees soos daai klip nie. Ons kan nie stil bly oor Jesus nie. Jesus is dan so wow maatjie. Ons kan nie stil bly soos hierdie klip nie. Ons moet ons vir die ander mense sê van ons wow maatjie. Ons kan nie selfsugtig bly oor Jesus en net hom vir onsself hou nie. Ons kan nie soos hierdie klip stil bly nie. Elke slag as ons verby 'n klip stap, as jy op die skool by 'n klip stap, verbystap en jy sien die klip, dan onthou jy, hierdie klip is stom. Hierdie klip kan nie praat nie. Maar ek kan. Ek kan vir mense van Jesus vertel. Ek praat vir die klip. Ek kan vir die mense van Jesus vertel. Maar hy is so wow maatjie. Ons kan hom nie vir onsself hou nie. En weet jy wat? Dis so hartseer. Want as jy dit nie doen nie, kan hy mos nou maar net op die ou end iemand anders gebruik. En dis so hartseer. Want ek jou nou vertel, as hy jou gebruik om vir ander van hom te vertel, dan is dit 'n wow gevoel. En ek wil so graag hê julle moet ook hierdie wow gevoel hê. So kom ons sê weer, hierdie klip is stom. Elke slag as jy hom sien, dan onthou jy, klippe kan nie praat nie, maar ek kan. Kom ek vertel vir die wêreld, kom ek vertel vir die maats van my wow maatjie, van Jesus. Sal julle dit onthou? Kom ons bid saam. Here, ons is so jammer dat ons baie keer so selfsugtig is oor U. Dis asof ons U net vir onsself wil hou. U is so wow maatjie. U kyk altyd uit vir ons. U beklei nie terug wanneer ons met U beklei nie. U raak nie kwaad vir ons wanneer U vir ons vir U kwaad raak nie. U is altyd daar. U is altyd gereed om te luister. U is altyd gereed om te help wanneer ons uitdagings het en wanneer ons in die moeilikheid is en na U toe hardloop. Jammer dat ons so stil is soos klippe.
wanneer ons oor U moet praat en vir ander mense moet nooi en moet sê, kom leer ken ons maatjie Jesus. Help ons om nie stil te bly nie, Here, maar uit te roep, U is ons koning, U is ons maatjie Jesus. Amen. Ooms en tannies, papas en mamas, julle kan slank blaai na Filippense 2 toe. Dankie oom Wouter. Dankie julle. Filippense 2. Ons gaan van vers 5 tot vers 11 lees, maar dan kan julle die Bybels oophou, want daar is 'n hele paar ander gedeeltes. Ons lees dit in die konteks van die hele brief van Filippense. Kan wel vir julle sê dat die slim mense sê, hierdie was eintlik, alhoewel Paulus het so geskryf, was hierdie eintlik ook later, weet hulle dit 'n lied gemaak, hulle praat van die Christuslied. Nou goed, of dit nou 'n lied is of net 'n gedeelte, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moet vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Vriende, julle ken mos nou al my ou rympie, ons word Christene genoem, want ons is Christussinne. Dankie Gustaf. Nou die Nederlandse teoloog Cornelis Trimp, let wel, daar is een klein verskilletjie, is 'n U, nie 'n U nie, Trimp. Hy skryf dat Christene nooit weer hulle lewensverhaal kan oorvertel sonder die naam, die werk, die lewe en die sterwe van Christus op te roep. Ons sal nooit weer eintlik vir mense kan vertel wie ek is sonder om Jesus se naam, sy werk in my lewe, sy lewe en sy sterwe vir my en jou te noem nie. Want ons is Christus sin. Daarom word ons Christene genoem. Ons het nou hierdie bekende lied gesing, hy is Heer, hy is oorwinnaar oor die dood en hy is Heer. Elke knie sal buig, elke tong erken, Jesus is die Heer. En nou het julle ook sommer gesien waar die lied vandaan kom. En dit is geweldig, dit is toch 'n geweldige troos om dit te weet, nie waar nie? Te weet dat daar 'n groter mag is as die magte wat op ons lewe inspeel. Ons kan eintlik ook sien, en ons kan uitsien na die dag wanneer Christus weer kom. Ons kan uitsien, saam met Johannes wat skryf, Maranatha, kom Here Jesus. Hierdie Christuslied van Filippense 2 roep die kerk om te sing van ons enigste Here. Die Here wat gekom het om vir ons te kom sterf. Maar wat nie net gesterf het, wat ook opgestaan het en heerskappy voer oor al die magte.
En daarom was dit lekker om hierdie lied lekker te kan sing ook. Want ons verkondig saam met die vroegste Christene, Jesus Christus is die Heer. Maar, liewe vriend en vriendin, hierdie lied wat ons gesing het, is ook 'n vernietigende lied. Dink mooi. Hierdie lied roep ook om selfverloning voor die Here. Elke knie sal buig, menende ons erken, hy is groter as ons. En daarom herinner hierdie lied se woorde vir ons moet ons lewe verloor om dit te vind. Woorde uit, so mooi uit Matteus 16 uit. Paulus se eie lewe het ook hierdie verloop geneem. Paulus wat hierdie gedeelte skryf, hy moes afstand doen van sy agtergrond, hy moes afstand doen van alles wat hy het, sy reputasie, sy vermoëns. Hier in hoofstuk 3, vers 7 en 8, dan sê hy, maar wat vir my eers 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Daarom sê die evangelieskrywers van Matteus en Lukas vir ons, herinner hulle ons dat Jesus vir ons leer dat hulle wat hulle self verhef sal verneder word en almal wat hulle self verneder sal verhef word. Om hierdie lied te sing, moet ek ook weet, ja, Jesus is die Here, maar dan buig ek voor hom. Stefan Joubert het Vrydag 'n stukkie geskryf wat ek vir julle wil lees. Hy sê die kruis is nie 'n toeriste aantreklikheid nie. Dit is gewoon net nie so veilig om daarna toe te gaan nie. Dit is nooit so voorspelbaar nie. Dit is nie 'n toeriste aantreklikheid nie. Dit is nie asof jy by Jesus se kruis vinnig kan aandoen vir 'n selfie, vir jou fotoversameling en dan aanbeweeg nie. Dit is mooi en reg, sê hy verder, om hier in Paastyd met Jesus se lyding te identifiseer, maar dan moet die klem op hom val. Hoor weer, Jesus se kruis is nie 'n skadelose ornament of 'n vinnige besienswaardigheid nie. Jesus se kruispad is gevaarlik. Om op hierdie pad te loop is om met 'n kruis van jou eie opgesaal te wees. Dit is om jou van harte te verbind tot alles waarvoor Jesus staan. Dit is om hom voltyds na te volg. Jesus se kruis vra jou hele hart. Om agter Jesus aan te kom, vra dat jy bereid moet wees om sy pad van prys gee en liefde agterna te leef. Jesus se hart moet in ons borskaste begin klop. Daardie hart wat hom al die pad na Golgotha laat stap het. God sien graag mense raak, sê iemand, met 'n hart wat liefde in alle rigtings uitlek. En vriende, as ons, so klomp van ons, wat vandag hier en in al die ander kerkgeboue, in ons dorp, in ons land, in ons stad, kyk, hoekom is dit dan so? Dat as ons liefde sou uitstort na die wêreld toe, dat dit so boos rondom ons is. Ek is die afgelope tyd weer 'n bietjie besig om van Andrew Murray se goedes te lees. Andrew senior en junior en hulle hele familie, wat 'n indrukwekkende familie van mense wat 'n roepingsbewustheid gehad het. Nou Andrew Murray het opgemerk, daar is 'n ooreenkoms tussen die toestand van die kerk en die toestand van die ware in die wêreld is. Kan ek dit weer vir jou sê? Daar is 'n ooreenkoms tussen die toestand van die kerk en die toestand waarin die wêreld is.
As die kerk gekenmerk word deur selfsug, eersug en verdeeldheid, moet ons nie 'n vinger na die wêreld begin wys en sê, kyk hoe lyk hulle nie. Want skynbaar was juist dit die probleem van Filippi. Ons is so mooi oulik, maar kyk hoe lyk die wêreld. Vriende, en dit is ook vandag se probleem, as ons net 'n bietjie kyk na binne ons eie kerk, familie. En ook in die kerk in die algemeen. Hoe praat ons van mekaar, oor mekaar, met mekaar? Hoe is ons nie in kompetisie met mekaar nie? Praat ons van hoe ons beter as hulle is? Ek, my en ons is gevaarlike woorde, veral as dit jou gesprekke oorheers. En dis 'n ou probleem, dis nie 'n nuwe probleem nie. Dit laat my dink toe in ons vroeë geskiedenis in ons kerk. Ek weet nie of julle nog kan onthou nie, ek dink in julle leeftyd was dit nog so nie, of almal van ons leef nie, selfs so Polla, ek weet julle sinne ook nie, maar julle kan onthou in Tilbag is daar mos 'n kerk waar die ouens hulle eie banke gekoop het, nê? En dit was om die kerk te help om jy weet geld te spaar, het families hulle banke gekoop of dit betaal of hulle stoel en goeders. 'n Mooi, eerbare gebruik of 'n jy weet voorstel. Maar o wee, wat gebeur toe? Toe word daai banke daar 'n mooi gerangskik volgens status in die gemeenskap. En o wee, as 'n onbekende ou daar instap en tog in ons familie se bank stap, gaan sit. Dit is nie gebaar. Dit mag nie gebeur nie. Verstaan ons hoe ons met mekaar soms werk binne in die kerk? Ons word tog so gou selfgesentreerd, ek, my en ons. 'n Missionale kerk hier teenoor sê, al het ek die bank betaal, kom sit asseblief gerus. 'n Missionale kerk neem deel aan God se werk in hierdie wêreld. As ek en jy Christus sinne is ons bereid om sy pad van prys gee en liefde agterna te leef. Want 'n missionale kerk en missionale mense ontdek dat daar waar ek loop, daar waar dit vir my moeilik is, daar gaan ek op die onverwagste plekke vir God aan die werk kry. So kom ons dink mooi daaroor. Dit beteken dat die kerk eerder na die mense toe moet gaan, as wat die kerk in die eerste instansie daarop gerig is, om mense na die kerkgebou toe te bring. Ons kan nie hier staan en die klokke lui en by die kerk se stoepie staan en sê, kom nie, ja, almal is welkom. Maar ons moet ook weet, ons moet loop en hulle gaan haal. En daarom, vriende, sê hierdie gedeelte van ons, ons soos Jesus moet wees, reik uit, behoort iewers. Doen dit by die plekke waar jy gereeld kom. Moenie vir ander mense wag om jou te laat tuis voel nie. Wees jy die een wat bekend is vir vriendelikheid en hoflikheid, soos wat Jesus van ons vra. Kom ons wees die 1 of 2 of 10 wat in ander belang stel. Kom ek en jy wees die mense wat nie gedurig fout vind en kla nie. Kom ons wees die ouens wat aanmeld met die liefde van die Here. Broers en susters van Bellville Wes, dit moet regtig meer en meer ons storie wees. Ek weet hier is al mooi stories, maar dit kan soveel meer ons storie word. Want is hierin waarin ons roeping lê, dat ons saam moet werk en moet dien. Nie net as NG Kerk lidmate nie, maar ook saam met ander gemeentes en ander kerke en ander Christene. Dikwels in Paulus se brief, hierdie brief verwys hy na verdeeldheid. 3 maal word ons opgeroep tot eensgesindheid, in hoofstuk 1 vers 27.
Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek hoor of julle volkome eensgesind, standvastig, saamstry vir die geloof van die evangelie. Hoor my liedjie mooi. Ek is met my hele hart oortuig dat dit nie vir die Here daaroor gaan, dat hy nie vreeslik belangstel of Bellville Wes oor 2 of 3 of 50 jaar nog gaan bestaan nie. Dit gaan vir hom oor sy koninkryk. En solank as wat ons sy koninkryk dien, wow, sal die Here ons mos gebruik en in stand hou. Die Here vra dat ons dit sonder kla of teespraak sal doen. As jy net 'n bietjie verder in hoofstuk 2 vers 14 lees. Doen alles sonder kla en teepraat. In hoofstuk 4 het hy ook vir Judea en Sintige aangespoor om eensgesind te wees. Daarom sê hy in hoofstuk 2 vers 2 sal hy bly wees as ons in harmonie met mekaar, met ander medegelowiges leef. Vriende, dit is die gesindheid waarmee ons na mekaar moet kyk en van mekaar en met mekaar moet praat. Kom ons help ons broers en ons susters, wat so kras in die koerante en in die media van en met en oor mekaar praat, of om met mekaar te leer, dit kan nie so nie. Belangriker as om reg te wees is om verhouding te hê van liefde met mekaar. Daarom is hierdie gedeelte hoofstuk 2 vers 5 tot 11 op 'n manier die fundament van ons gesindheid teenoor mekaar. Dieselfde gesindheid moet in ons wees wat in Christus is. Ons weet dit al lankal, daarom sê ons ook al oor tyd, het ons mos ons visie wat sê, ons dien Christus bidend saam. Gelaaide woorde. Dien sê op my knieë. Voor wie? Voor Christus die Here. Hoe? Bidend en hoe? Saam. Daai saam is nie gedefinieer met saam met as gemeentelede, saam as NG Kerklede nie. Daar staan net saam. Saam met God se kinders. Omdat Christus die Here homself weggegee het vir mense, moet ons as kerk onsself ook weggee ter wille van die evangelie. En ek weet dis nie maklik nie. Maar nou sê Frederik Marais dit so mooi. Christus het immers nie van ons verwag om soos hy te word voordat hy nie eers soos ons geword het nie. Nou, hierdie eerste paar verse sê dit so mooi. Vers 6, hy was in die gestalte van God. Met ander woorde, hy was God. Maar hy het nie in God gebly nie, hy is nie hierdie alomteenwoordige God nie. Hy het hom ingeperk in die liggaam van 'n mens, en sodat hy soos ons kan word, sodat hy vir ons 'n voorbeeld kan leef. Daarom sê Calvin, dat onderlinge eenheid die hoofaanduiding is dat 'n kerk gesond is. So nou weet ons natuurlik wat sy onderlinge verdeeldheid. En daarom is dit so lekker om ook in 'n gemeente te kan wees wat sê, kom ons akkommodeer mekaar. Ja, hy gaan partykeer 'n paar kinders rondhardloop. Of 'n oomie gaan te hard sing. Of iemand gaan 'n vals noot in die begeleidingsgroep druk. Maar ons akkommodeer mekaar. Want ons is eengesind in Jesus Christus. Ek wil begin klaarmaak. Stuart Murray stel dit sterk as hy sê, medemenslikheid is belangriker as om bloot te vra wat dit beteken om 'n Christen te wees. Medemenslikheid is belangriker as om te vra wat dit beteken om 'n Christen te wees. En dan het hy 'n Engelse sin, wat ek vermoed ek al reeds gebruik het, maar dit is so kragtig. En ek is moeilik om dit te vertaal, daarom sê ek dit hier in Engels. Jesus came to humanize
not divinize the world. You must be divinely human, not humanly divine. In my gebrekkige Afrikaans, kom ons wees goddelike mense, en hou op om menslike gooitjies van onsself te maak, en van ons kinders. We must be divinely human, not humanly divine. As ons vir Jesus raak sien, dan sien ons 'n splinternuwe wêreld. 'n Wêreld waar siekes en stikkenis gedien word. Een waar liefde en vergifnis triomfeer. Een waar gelowiges opgebou word om effektief vir die Here te leef. En mag ons dit weer hierdie Paasfees herontdek, weer leer, dat Jesus vir jou die nodige toestemming en die nodige vryheid gee, om daardie stukkie van die aarde waarin jy jouself bevind, nuut te maak. Om divinely human daar te leef. Want hy is Heer. Hy is Heer. Elke knie sal buig, elke tong erken dat Jesus is die Heer. En wanneer almal van ons op ons knieë voor hom buig, is ons gelyk aan mekaar. En dis waar ons as kerk hoort. Op ons knieë in gehoorsaamheid aan ons Heer. Want dan lyk ons lewensverhaal anders. Here, hou vir ons op ons knieë, sodat ons op die regte manier na U sal kyk. Sal opkyk na U, U die magtige, wonderlike groot God, wat alles kan doen. Wat alles wat ons sien, gemaak het, geskep het, aanvanklik uit niks uit. Wat die vermoë het om uit slegte dinge, goeie dinge te laat voortspruit. 'n God, wat elkeen van ons uit ons verlorenheid uitkom haal het, sonder voorwaarde, uit genade. En Here, help ons dat ons so na mekaar sal kyk, dat ons mekaar sal inspireer, en sal help, op ons knieë sal hou, maar ook saam vir U biddend sal dien. En mag daardie familie uitreik en uitbrei, nie net in ons gemeente nie, maar oor die Christelike gemeenskap weer in ons land. Maak die ouens en vrouens wat koud word en lou word, weer warm, uit dankbaarheid in hierdie tyd. Dankbaarheid vir wat U vir ons doen en gedoen het. Here, maak ons kerk in die algemeen weer heel. Leer ons om met liefde na mekaar te kyk en mekaar te verdra. Leer ons om eensgesind te word. Leer ons om saam te werk, Here, ja, soos by Ligstad en ook nou met die Street Store, sodat U naam verheerlik word en U koninkryk kan kom en U wil kan geskied. Amen. Vriende, voordat ons by ons dankoffers kom, 2 Kronieke 7 vers 14 sê, wanneer die volk wat my naam dra, wanneer Christussinne, hulle verootmoedig, met ander woorde op hulle knieë gaan en bid, en my weer soek en hulle afkeer van hulle bose lewens, sal ek in die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land gesond maak. Kom ons gaan op ons knieë. Kom ons gaan leef vanaf ons knieë. Kom ons gaan dien die Here. Kom ons begin sommer nou deur iets van onsself ook vir hom te gee. Kom ons dien die Here met ons offergawe.
Vriende, omdat ons as kerkgemeenskap nou die groot lydensweek betree, gaan ons vanoggend aan die einde van die erediens nie sing nie. Ons gaan die seën uitspreek, julle gaan staan daarvoor. En dan na die seën uitgespreek is, gaan daar kort stilte wees en gaan die musiek begin speel. En gaan ons so die kerk verlaat in 'n gebedsatmosfeer, om net 'n bietjie te dink oor wat ons vanoggend gehoor het, maar juis ook om te dink, in watter week stap ons hier in? Waaraan dink ons as ons hier uitstap? Die week en die aankomende naweek in. So kom ons staan vir die seën. Dis die Here wat sy hand self op jou skouer wil sit. En jy is welkom as jy sommer wil 'n gebaar van ontvanklikheid met jou hande uit te strek. Mag die krag van Christus se nederigheid jou dra om ander te dien soos hy gedien het. Mag jy in liefde en gehoorsaamheid leef met sy gesindheid in jou hart. Mag die genade van God jou beskerm en die liefde van Christus jou rig op die pad van geregtigheid. Amen.